So hier gebeur baie dinge in hierdie gedeelte. Trouwens, as 'n mens vinnig daaroor lees, dan kom jy nie agter dat die tweede reis afgesluit word en dat die derde reis, die derde sendingreis van die apostel Paulus hier begin. Handelinge 18 en ons het gekom tot ongeveer vers 10. Ons gaan by van vers 11 aan vandag, maar voordat ons voortgaan, kom ons sluit net die oë saam. Ons genadige God, wat 'n pragtige, wonderlike dag het U nie weer in ons lewens toegevoeg nie. Dae wat almal voortstuur na die wederkoms van ons Here Jesus Christus in al sy heerlikheid. Dae wat ons op die oomblik in U diens kan deurbring en tot U diens en tot die diens van ons Here Jesus Christus kan groei in geloof, groei in ons getuienis, groei in ons dankbaarheid. En ook dit wat ons vandag hier onder mekaar kan deel, dit bid ons dat U deur die Heilige Gees dit sal seën in ons midde, dat dit 'n geseënde samekoms sal wees, dat dit nie net woorde sal wees wat van ons afrol nie, maar dat ons dit sal inneem en dat ons, soos al die ware gelowiges deur alle eeue, hieroor verwonderd sal wees. Die gang van die evangelie deur die wêreld, onstuitbaar vorentoe, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. So die apostel Paulus in Korinthe, en ons het verlede keer nogal heel wat gepraat oor Korinthe, wat 'n soort plek dit was en so meer. Ons het gelees hoe ten spyte daarvan dat daar ook baie positiewe tekens was, dat die apostel hierso in die nag deur die Here bemoedig moes word. Wees nie bevrees nie, is vir hom gesê, maar spreek en moenie swyg nie. Ek is met jou, niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. En dit was nie sommer maar net 'n eenvoudige saak dat daar baie mense was nie, want dit was die mees onwaarskynlike plek waar die evangelie sou posvat. Maar, kom ons lees in vers 11, en hy het daar gebly 'n jaar en 6 maande lank, en die woord van God onder hulle geleer. En toe Gallio gouverneur van Agaia was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring, en gesê, hierdie man haal die mense oor om God op 'n onwettige wyse te vereer. En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gallio vir Jode, as daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstreek was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, oor Jode. Maar as dit 'n geskil is oor 'n woord of oor name en oor 'n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. En al die Grieke het, so Sosthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom voor die regterstoel geslaan. En Gallio het hom niks aan hierdie dinge gesteer nie. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sirië uitgeseil. En saam met hom Priscilla en Aquila.
En in Kengree het hy sy hoof geskeer, want hy het 'n gelofte gedoen. En hy het in Efese aangekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek. En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie, maar van hulle afskeid geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. En hy het van Efese afgevaar. En toe hy in Caesarea gekom het en opgegaan en die gemeente gegroet het, het hy afgereis na Antiochia. En nadat hy 'n tyd lank vertoef het, het hy vertrek en agtereenvolgens die land Galasië en Frigië deurgereis en al die disippels versterk. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom en hy was magtig in die skrifte. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here en vurig van gees het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek, maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger in die weg van God uitgelê. En toe hy wou deurgaan na Gaia, het die broeders hom aangemoedig en die disippels geskrywe om hom daar te ontvang. En daar aangekom was hy deur die genade van die gelowiges tot veel nut, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is. So hier gebeur baie dinge in hierdie gedeelte. Trouwens, as 'n mens vinnig daaroor lees, dan kom jy nie agter dat die tweede reis afgesluit word en dat die derde reis, die derde sendingreis van die apostel Paulus hier begin. Maar eers, die Here het hom in die nag beloof dat niemand sal die hand aan hom slaan en hom kwaad te doen nie. En nou gaan die apostel Paulus aan, hy bly 'n jaar en 6 maande lank in Korinthe. En uiteindelik ontstaan of borrel die weersin van die Jode, borrel teenoor hom oor, en hulle doen wat hulle nog tot dusver doen het in Filippi, wat hulle gedoen het in Thessalonika, in Berea, elke keer dieselfde ding, hulle sleep hom voor die regters. Trouwens, hulle dit al gedoen in sy eerste sendingreis daar in Klein-Asië. Dit was die patroon. En daar staan die arme Paulus nou alweer voor die regterstoel en moet hy homself verdedig. Maar hier gebeur iets anders. Eerstens, die Jode kom met 'n aanklag wat nie so eenvoudig was soos dit aan die ander plekke was. By die ander plekke was die aanklag gewees en in Filippi was die aanklag gewees dat hier word iets geleer wat in stryd is met die Romeinse wet, met die Romeinse gebruike en dan veral die verering wat daar aan die keiser toekom. So dit was hulle aanslag, maar hier kom hulle met 'n ander aanslag en sê omdat die Jode hulle eie godsdiens het en daardie godsdiens was soos hulle dit gestel het religio licita, met ander woorde 'n geoorloofde wettige geloof, kom hierdie man nou en hy leer iets anders. Dit is nog binne die raamwerk van die Joodse godsdienst, maar dit is iets anders. En daarom moet hy nou verhoor word en moet hy nou verdryf of gestraf word of wat ook al. En hierdie Romeinse gouverneur, en nou moet ons onthou dat die situasie in Rome, en as 'n mens die buitebybelse geskiedenis lees, dan sien ons hierdie man het van Rome afgekom. Die situasie in Rome waar die keiser so gefrustreerd geraak het met die Jode dat hy die klomp
uit Rome uitgejaag het. Nou hier in Korinthe, hier kom daar nou weer, kom ons sê, 'n Joodse oproerigheid. En hy was nou net nie lus daarvoor gewees nie. Hy was nou nie lus vir weer 'n klomp probleme met Jode nie. Hulle het eenparig opgestaan om voor die regterstoel gebring. Hierdie man haal die mense oor om God op 'n onwettige wyse te vereer. Met ander woorde, die klag is nou nie dat hy iets doen wat teen die Romeine se gebruike is nie. Dis onwettig in terme van hulle geloof. Nou ja, Paulus wil nog praat, toe sê Gallio, nee, hierdie saak, as dit nou regtig 'n ernstige saak was, enige oortreding, of 'n kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê, maar sê hy, dis 'n geskil oor 'n woord, en dis 'n geskil oor name, dis 'n geskil oor 'n wet, wat vir julle geld. Julle moet toesien, dis julle saak hier, ek wil nie hierby betrek word nie, ek wil hieroor geen regter wees nie. So, die Here is getrou in sy woord, dat daar, wat Korinthe betref, dat daar nie daardie onaangename, baie, kan ek sê, moedeloos makende ervaring was wat die apostel Paulus tot dusver ervaar het nie. Trouwens, Korinthe was vir hom goed gewees, in daai opsig, dat hy in daardie tyd, dat hy, alhoewel hy teestand van die Jode gehad het, dat hy die hoof van die sinagoge het, Crispus, julle sal onthou, hy het oorgekom, en Priscilla en Aquila het daar opgedaag, en hulle het begin ook om saam met hom die tente te maak, maar ook om hom te ondersteun in die geloof. Daar het sy kollegas van Filippi, Thessalonika, Berea, het weer by hom aangesluit. So Paulus het baie dinge daar gekry wat hom bemoedig het. Later as 'n mens nou die briewe lees, dan kry jy nou 'n groter, breër prentjie vir wat hier aangegaan het. Maar hier dryf die gouverneur nou hierdie klop weg, en nou staan hier, en al die Grieke het Sosthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp, en hom voor die regterstoel geslaan. Nou, daar word in die eerste verse van die brief van die Korintiërs word die naam Sosthenes genoem, as iemand wat deel was van die gelowiges. Hier is hy nie deel van die gelowiges nie. So ons moet aanvaar dat hierdie waarskynlik nou nie dieselfde persoon was nie. Dit was iemand anders. Nou wie is dit? Wie is die Grieke wat nou hierdie man gryp en hom voor die regterstoel geslaan het? En dit wil my mens lyk asof dit kom ons sê die hofordonnanse was. Die Grieke wat nou nie deel was van hierdie Joodse oproer, hulle is in die hof, die regter, net soos ons in Filippi gesien het, die regters daar het sy, wat hulle genoem het, hulle lictores gehad. Dit is die mense wat met, ek wil sê, met die owerheids middele tot hulle beskikking, met geweld, die wet kon uitvoer. So hy dryf hulle weg, hulle Sosthenes en die ander wil nie aanvaar dat hierdie saak nou sommer uitgegooi is nie. Ons ervaar dit mos ook in ons eie howe ook, dat daar dikwels allerlei oproere en opstandigheid is. En hulle het hom daar voor die regterstoel, die hoof van die sinagoge, het hulle daar geslaan. So, dis nou 'n stukkie detail wat Lukas hier invoeg, en natuurlik dat Gallio homself nou nie aan al hierdie dinge gesteer het nie. Maar Paulus bly nog 'n rukkie langer daar, en nou sien ons dat hy begin nou om sy tweede sendingreis af te sluit. Hy reis na Sirië toe. Nou Sirië is daar waar Antiochië is, daar vandaan waar hy oorspronklik weggetrek het, maar hy is eintlik op pad na Jerusalem.
En hy het saam met hom op hierdie reis Priscilla en Aquila. Hy is nou besig met die laaste been van sy tweede sendingreis. En ons lees in Kengree het hy sy hoof geskeer. So hulle is van Korinthe, is hulle hieroor na Klein-Asië toe, daar waar hy oorspronklik sy eerste en tweede sendingreise begin het. Met ander woorde, nou wil hulle hier afvaar na Sirië toe. Maar daar lees ons, en hy het in Kengree sy hoof geskeer, want hy het 'n gelofte gedoen. Weereens 'n stukkie detail wat ons ook nie presies kan bepaal. Eerstens, is dit Aquila wat sy hoof geskeer het, en of is dit Paulus wat sy hoof geskeer het? So dis ook nie duidelik. Uit die Grieks kan die mens nie aflei nie. Hy, wie is die hy? Wat Aquila is die laaste naam wat daar genoem word, en dan lees ons, en hy het sy hoof geskeer, was dit Aquila wat sy hoof geskeer het. Maar miskien was dit Paulus. Dis nou deel van iets wat uitkom uit die Ou Testament uit, 'n Nasareër gelofte, wanneer iemand homself ten volle aan die Here toegewy het en 'n gelofte gemaak het, dan het hy onderneem om nie sy hare te skeer voordat daardie gelofte nie bewaarheid is nie. En die gelofte is bewaarheid. In die geval van Paulus kan dit dalk wees as gevolg van die feit dat hy van hierdie vervolging ontkom het. Met ander woorde, dat daar toe nou nie 'n vervolging was nie. Maar hoe dit ook al sy, die gelofte doen en hare skeer wat daarmee gepaard gaan, is nou nie vir gelowiges vandag net soos vas. Dis nie vandag 'n voorskrif nie. Die apostel Paulus skryf later mos aan die Filippense en dan sê hy, ek was 'n goeie Jood, ek het alles onderhou wat die Fariseërs onderhou het, was getrou in die wet gewees, ek het baie dinge gedoen wat my 'n getroue tipiese Joodse wetsgehoorsame burger maak, maar ek het al daardie goed as waardeloos geag toe ek die Here Jesus Christus gevind het. Met ander woorde, dis dinge wat nou van minder belang geword het vir hom. So, daar kom hulle nou in Efese aan, en dis nou die eerste keer dat die apostel Paulus in Efese is, maar dis 'n baie vinnige besoek. Hy het, soos hy beloof het, later teruggekeer met sy derde sendingreis en 3 jaar lank in Efese gebly. En daar het dit natuurlik ook daardie pragtige brief aan die Efesiërs gevloei. So, maar hy kom in Efese aan, en hy het daar gebly, hy het in die sinagoge gegaan, met die Jode gespreek, niks niets daarin nie, typies Paulus, dieselfde patroon, en hier is daar nogal 'n goeie ontvangs. Hulle het versoek dat hy langer by hulle moes bly. Maar hy het nie toegestem nie. Hy het afskeid van hulle geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem fees. So dit was die Paasfees gewees. Maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. En hy het van Efese afgevaar. En nou is hy op pad daar na Sirië toe. Hy is op pad en hy land in Caesarea. Nou, julle onthou Caesarea. Caesarea is waar die diaken, wat later 'n evangelis geword het, Filippus gebly het. Daar was ook 'n geloofsgemeenskap. Ons het nou al gelees hoe 'n paar keer hoe dat die apostels van Antiochië na Jerusalem reis en dan in Caesarea ook by die gelowiges uithaal. Van Caesarea opgegaan. Nou, wanneer die Bybelskrywers praat van opgaan, is dit altyd op na Jerusalem toe. Opgegaan, en hy het afgereis na Antiochië. Met ander woorde, daar word niks verder gesê aan hierdie besoek wat die apostel Paulus aan Jerusalem gebring het nie. Hy het 'n tyd lank vertoef en hy het vertrek. En nou, hier sien ons, begin die derde sendingreis. Hy het vertoef en hy het agtereenvolgens die land Galasië en Frigië deurgereis. Met ander woorde, dis nou die derde keer dat hy daardie gebiede deurreis en al die disippels versterk
Met ander woorde, Iconium, Debra, Lystra, dit wat ons nou al vroeër in Handelinge teëgekom het. Maar nou is hier weer so 'n bietjie, die aandag net so 'n bietjie van Paulus af, en ons word voorgestel aan Apollos. En 'n sekere Jood, vers 21, met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore was. So, Alexandrië, dis heel in die noordepunt van Egipte land. En daar was 'n baie sterk Joodse gemeenskap, en hoe die evangelie in Alexandrië gekom, weet ons nie, maar dit was daar gewees. En hierdie man, Apollos, hy het 'n Griekse naam, hy het tot geloof gekom, en hy's nou vurig, en hy is welsprekend, en hy kom in Efese aan. So daar is 'n tyd waar min of meer waar die apostel Paulus en hierdie Apollos min of meer op dieselfde plek was. Hy was magtig in die skrifte. So 'n hele paar eienskappe wat Apollos merkwaardig gemaak het. Welsprekend, magtig in die skrifte, en hy het nou alreeds onderrig ontvang in die weg van die Here. Ons onthou dat die evangelie vroeër al in Handelinge beskryf was as die weg. Vurig van gees. Martin Lloyd Jones, 'n bekende prediker in Engeland, hy het gesê, wat is evangelie verkondiging? En dan het hy gesê, it's the word of God spoken through a man on fire. Dis wat dit behoort te wees. Die woord van God, wat deur iemand wat deur 'n vuur aangesteek is, uitgedra word. En natuurlik, dit was Martin Lloyd Jones self. En hy het gespreek, en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Met ander woorde, ons weet nou, op hierdie stadium was die Nuwe Testament, soos ons dit ken nie, was nog nie voltooi nie, en baie van die leerstellings, dit was maar van persoon na persoon oorgedra, in gemeentes geleer en so meer. Hulle het net die Ou Testament gehad, maar bloot sy kennis van die Ou Testament en bloot sy oortuiging dat die Here Jesus Christus die ware Messias is, dit het hom klaar baie dinamies gemaak. En hy het net van die doop van Johannes geweet. Met ander woorde, dit is daardie bekeringsdoop, dit is nie die doop wat ons vandag ken, wat Petrus ook mee gedoop het, die apostel Paulus, die doop wat getuig van die afwassing van sondes nie. Johannes die doper se doop, en ons het al hieroor gepraat, was 'n bekeringsdoop gewees. So dit is twee aparte forme van doop. En hier word nou gepraat van die heilige sakrament wat ons vandag nog bedien. En so Priscilla, wat nou die hele tyd lank saam met Paulus deurgebring, Priscilla en Aquila, hulle neem hom by hulle, en hulle het hom nou keuriger in die weg van God uitgeneem. En toe hy wou deurgaan na Gaia, maar hy kry toe die idee, maar hy moet Korinthe toe gaan. Nou wanneer ons die brief aan die Korintiërs lees, dan lees ons van Apollos daar. En ongelukkig, soos dit nou maar gaan, toe Apollos daar aankom, toe, jy weet, is dit mos nou maar partykeer so, jy weet. Jy kry mense wat sê, ek is van dominee so en so se kerk, of ek is in dominee so en so se kerk. En partykeer is daar dominees wat op mekaar volg, en dan is daar loyaliteite aan 'n ou dominee, jy weet, en die tipe van ding, en so aan, so, dit gaan rondom die persoon, en die apostel Paulus skryf aan die Korintiërs, en hy sê, wat gaan hier so aan? Hoekom sê party van julle ek is van Paulus, en party van julle sê ek is van Apollos, en party van julle sê julle is van Cephas, dis Petrus. So, wat is hierdie predikant of prediker verheerliking wat hier aangaan? En dan sê hy in hoofstuk 3 van sy brief aan die Korintiërs, hy sê, ek het gekom, ek het gesaai, Apollos het later gekom, het nat gemaak, maar dit is God wat laat groei het. So,
So baie pragtig hoe hy die dinge hanteer het, maar baie duidelik was Apollos, ek wil amper sê, in daai vroeë kerk net so 'n sterk en dinamiese figuur as wat Paulus self was. En so goed. En daar's eers aan die disippels geskrywe om hom te ontvang. So daar het ons nou 'n mooi voorbeeld van, hy gaan van Efese af na Korinthe toe met 'n attestaat. Daar's hierdie man kom in die naam van die Here, hy was hier by ons ken hom en ons gee vir hom 'n getuienis. Hier is die getuienis, né? En daar aangekom was hy deur die genade die gelowiges tot veel nut, want hy die Jode kragtig in die openbaar weer lê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is, eintlik presies dieselfde wat die apostel Paulus tot dusver gedoen het. Maar ons hou in ons agterkop, die apostel Paulus is nou reeds besig met sy 3de sendingreis, en as die Here wil sal ons in hoofstuk 19 meer daarmee te doen kry.